Goeiemôre broeders en susters. Ons sê baie hartlik welkom aan besoekers hier saam met ons vanmôre. Ons nooi almal hartlik uit om saam met ons te kom kuier ook na die erediens hier so langsam in die melkstal. Lekker koppie koffie of tee met 'n dingetjie. In die begin van 2026 is ons bede ook dat die Here vir ons een en elkeen hierdie jaar sal dra en lei, en dat dit 'n baie geseënde jaar mag wees. Ons kollektes vanmôre vir die instandhouding van die erediens en dan ook vir Bybelverspreiding by die deure. Ja, en dan net by die verjaardag, baie geluk aan klein AB van der Walt, wat hierdie week verjaar. Ons bid hom 'n baie geseënde jaar toe. Ons sing vir AB, maar ook vir mekaar. Weer eens ons seënbede ook vir hierdie jaar, dat die Here ons almal in sy genade sal seën en sal dra in sy krag. Psalm 134 vers 4, ons sing dit sittende saam. Ons nader vanmôre voor die Here met beruiming van artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons sing skrifberuiming 12:3, albei die verse sittende saam, wat ook ons fotum is waarmee ons voor die Here nader. Die Here antwoord op ons geloofsvertroue en hy groet ons met sy seën. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus in die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here met Psalm 36. Ons in die tweede beruiming vers 2 en 3. Daarna gaan ons geloof saam bely en na ons belydenis van geloof sing ons in die tweede beruiming van Psalm 127 vers 1 en 2.
Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, aan die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die Here het in sy genade en sy verlossing ons na hom toe gebring. Dis wat hy stel in Eksodus 19 vir Israel. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenare gedoen het en hoe ek julle op arendsvlerke gedra en julle na my gebring het. Die beeld van die arend wat as sy kleintjie uit die nes val om optel en terugbring nes toe. En dis wanneer die arend 'n kleintjie op sy vlerke dra. So die Here wat ons wat geval het voordat ons te pletter val. In sy groot genade ons opgepik, ons teruggebring na waar ons hoort, by hom. En daarom as julle dan nou getrou moet luister na my stem, my verbond nakom, dan sal julle onder al die volke my persoonlike eiendom wees, al behoort die hele aarde aan my. Vir my sal julle 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. In die Nuwe Testament word hierdie teks dikwels ook aangehaal, dit is nie net vir Israel van toepassing nie, maar vir die kerk van die Here, wat bedoel het, om 'n koninkryk van priesters te wees, sy verbondsvolk. Dis ons roeping ook in hierdie jaar. En hoe lewe ons as sy eiendom? God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemel daar ruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie.
Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, en hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf of jou slavin, jou diere of jou vreemdeling wat by jou is. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Vir die verdere gebooie wil ek weer vanmôre ook na Romeine 13 blaai. Vers 8, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al word saamgevat in hierdie uitspraak, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Boonop ken julle die bestemde tyd dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder. Dit is amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik soos in die dag, nie met gevuif en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met rusie en afguns nie. Beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Kom ons antwoord uit Psalm 119. Ons sing vers 6, 7 en 12 sittende saam. Oh
ons almagtige God, ons Vader wat in die hemel is, Here, ons loof en prys U heilige naam. In die begin van 'n nuwe jaar buig ons in afhanklikheid voor U, die lewende God. Ons bid, Here, vir U genade ook in hierdie jaar. Ons dank U dat U ons verlos het en U kinders gemaak het, dat ons uit U genade kan lewe. En ons bid, Vader, dat U ons daarin sal lei om met U lig en U waarheid te leef in hierdie jaar. Dat ons al meer sal groei in ons geloofslewe, sal groei en heiligmaking, U al meer sal verheerlik. Lei ons ook nou wat ons met U woord besig is, o Vader. Lei ons met U lig, U waarheid, U wysheid. Lei hom wat U woord moet bedien om die waarheid te praat tot U eer. Dankie dat ons tot U kan bid. Op grond van die soenverdienste van ons Here Jesus Christus, ons Here. Amen. Vanmôre 'n paar gedeeltes uit die boek Prediker lees. Ons gaan by hoofstuk 1 begin, maar voordat ek lees, waarom is die nuwe jaar vir mense so belangrik? Waarom word dit met soveel oorgawe gevier? Waarom is voornemens so 'n belangrike deel vir baie mense van die nuwe jaar? Nuwejaarsvoornemens, ons hoor gedurig daarvan. Dit is die nuwe jaar self wat werklik so ingryp op 'n mens nie, maar dis omdat hierdie tyd van die jaar mense ook nie onder die indruk is van die verganklikheid van hierdie lewe. Oor die verganklikheid van ons bestaan, wat ons met soveel entoesiasme dit aangryp dat die tyd nog aangaan. Maar dis ook omdat ons terugkyk na 'n jaar en dan partykeer teleurgesteld staan met wat die jaar opgelewer het. En mens gaan tog nie voornemens hê vir iets wat jy meer gaan doen, as jy dink daar was genoeg daarvan, omdat dit te min was. Of voornemens op, ek gaan vanjaar dit begin. Hoekom? Want dit was nie verlede jaar daar. Dit is eintlik 'n tyd van die lewe waar ons altyd weer stil staan by, wat is dit wat sin gee aan ons bestaan? Dis waarby die boek Prediker eintlik ook aansluit. Salomo het sy eie worsteling daarmee gehad. Ons sit vir Salomo baie keer op 'n troontjie omdat hy die tempelbouer was. Maar Salomo het ook voete van klei gehad. Dit is baie duidelik. In dieselfde hoofstuk wat ons hoor hoe baie vrouens hy gehad het, word ook vir ons gesê dat juis hulle sy ondergang beteken. Want Salomo het nie net vir die Here 'n tempel gebou daar langs sy paleis nie. Hy het ook tempels gebou vir sy vroue se gode. Hy is verlei tot afgoderry in sy lewe. En daarom wat die Here vir hom laat weet het ook en vir hom gesê het, die sy ryk gaan skeur. Nie in sy tyd nie ter wille van Dawid, maar in sy seun se tyd gaan die ryk skeur. 10 stamme het van hom al weggeskeur, of van die ryksgebied van Juda. Salomo het self sy eie worstelinge gehad deur sy lewe, en dit word weerspieël in hierdie boek. Mens kom duidelik agter, is geskryf in 'n laat stadium van sy lewe.
nadat hy al baie ervaar het en wat die ware wysheid eers na hom toe deurgebreek het. Maar aanvanklik het Salomo partykeer in sy worsteling ook ervaar dit wat ons dan lees vers 2 in van hoofstuk 1. Sinloos, volslae sinloos, sê die prediker. Sinloos, volslae sinloos, alles is sinloos. Watter voordeel is daar vir 'n mens met al sy inspanning waarmee hom afsloof onder die son? Vers 8. Alles bly aan die worstel. Mens kan dit onder woorde nie bring nie. Oë raak nie versadig van sien nie en ore raak nie vol van hoor nie. Wat ook al gebeur het, dit is wat al gebeur het of gaan gebeur en wat ook al gedoen is, dit is wat al gedoen is of gedoen gaan word, sê die Nuwe Vertaling. Daar's niks niets onder die son nie. As daar iets is waarvan iemand sê, kyk hier, dit is niet. Dit het reeds gebeur. In die tye voor ons daar was. Vroegere gebeurde word nie onthou nie. En ook die latere wat nog sal gebeur. Daar is in hulle net so min herinnering as aan dit wat sal gebeur teen die einde. Ek, prediker, was koning oor Israel in Jerusalem. Dan kom dit by hoe hy probeer het om sin in hierdie lewe te kry. Ek het my daaraan toegewy om alles wat onder die hemel gedoen word met wysheid te ondersoek en na te vors. Ek probeer om met wysheid om alles te verstaan. Dit is 'n nuttelose taak wat God aan mense opgedra het om hulle mee te belas. Ek het gekyk na alles wat gedoen word onder die son. Kyk, dit is alles sinloos, 'n gejaag na wind. Wat krom is, kan nie reguit word nie, wat ontbreek kan nie getel word nie. Ek het vir myself gesê wat my betref, kyk, ek het wysheid opgebou en vermeerder, meer as enigiemand wat voor my oor Jerusalem geheers het. My hart het baie insig gekry en wysheid en kennis. Toe het ek my daaraan toegewy om wysheid en kennis, domheid en dwaasheid te verstaan. Ek het besef dat selfs dit die najaag van wind is. Want met baie wysheid kom baie verdriet en die kennis vermeerder lyding. Het hy plesier probeer. Ek het in my hart gesê, kom ek laat jou plesier uittoets. Geniet wat goed is. Maar kyk ook, dit was sinloos. Om te lag het ek gesê is onsinnig en oor plesier, wat lewer dit op? Dit dwelms probeer. Ek het ernstig oorweeg om my liggaam met wyn op te bier, terwyl my hart my met wysheid lei. En om aan dwaasheid vas te hou, totdat ek sou sien wat goed is vir mense, wat hulle onder die hemel moet doen gedurende hulle min lewensdae. Toe het hy probeer sukses behaal. Ek het groot ondernemings aangepak. Ek het vir my huise gebou. Ek het vir my wingerde geplant. Ek het vir my tuine en parke aangelê en allerlei soorte vrugtebome daarin geplant. Ek het vir my damme gemaak om 'n bos blombome daaruit na te lei. Ek het slawe en slavinne gekoop en slawe kinders wat in my huis gebore is wat ook deel van my besittings was. Ek het meer beeste en kleinvee gehad as almal wat voor my in Jerusalem was. Rykdom. Ek het ook vir my silwer en goud, die privaat besit van konings en provinsies bymekaar gemaak. Het hy vermaak probeer, entertainment. Daar wil ek nie radio's en televisies gehad om aan te skakel nie, dit moes lewende uitvoerings wees. Ek het vir my sangers en sangeresse aangeskaf, en die genot van mense kinders, baie byvroue, ook die seks probeer.
So het ek baie belangriker geword as enigiemand wat voor my in Jerusalem was. Boonop het ek my wysheid steeds behou. Okay? Wat my oë ook al begeer het ek hulle nie ontsê nie. Ek het my hart nie weerhou van enige plesier nie. Ja, my hart het vreugde geput uit al my inspanning. Dit was my beloning vir al my inspanning. Maar ek het nagedink oor al die werk wat my hande verrig het en die inspanning waarmee ek my afgesloof het om dit tot stand te bring en kyk, alles was sinloos en gejaag na wind. Dit het geen voordeel ingehou onder die son nie. Ek het daaraan aandag geskenk om insig te kry in wysheid, in domheid, in dwaasheid. Wat sal die een doen wat die koning opvolg? Dit wat reeds gedoen is? Ek het ingesien dat daar 'n voordeel is aan wysheid bo dwaasheid, soos lig die 'n voordeel is bo duisternis. Die wyse het oë in sy kop, maar die dwaas verkeer in die duisternis. Maar ek het egter ook besef dat dieselfde lot beide tref. Toe het ek in my hart gesê, die lot van die dwaas sal my ook tref. Waarom is ek dan buitengewoon wys? Ek het vir myself gesê dat ook dit sinloos is. Daar is immers geen blywende herinnering aan die wyse, net so min as aan die dwaas. In die dae wat kom sal alles wat lank reeds vergete wees. Ag, hoe sterf die wyse, net soos die dwaas. Ek het weerstand in die lewe gekry. Want wat onder die son gedoen word, het my gegrief. Ja, dat alles is sinloos en 'n gejaag na wind. Ek het 'n weersin gekry in al die inspanning waarmee ek my onder die son afgesloof het, dat ek dit moet nalat aan die een wat na my kom. En wie weet of hy 'n wyse man sal wees of 'n dwaas. Hy gaan beheer hê oor alles waarvoor ek my ingespan het, waarvoor ek my afgesloof het, en wat ek onder die son met wysheid uitgevoer het. Ook dit is sinloos. My hart aan vertwyfeling oorgegee oor al die inspanning waarmee ek my onder die son afgesloof het. Want iemand wat hom met wysheid, kennis en kundigheid afgesloof het, laat die vrug van sy arbeid as beloning na aan iemand wat hom nie daarvoor afgesloof het nie. Ook dit is sinloos en 'n groot ewig. Ja, wat kry 'n mens vir al sy inspanning en die strewe van sy hart waarvoor hy besorg was onder die son? Want al sy dae is vol lyding. Sy taak is vir hom 'n verdriet. Selfs nags kon sy hart nie tot rus kom. Ook dit is sinloos. Morbied. Is dit werklik wat die lewe is? Dis hoe baie mense voel. Dit is asof dit nêrens wil heen nie. Probeer alles om sin in die lewe te kry. Dit wil nie gebeur nie. Daar's 'n herhalende frase wat deur hierdie gedeeltes kom, behalwe vir die sinloosheid, en baie belangrik is. Dit is die woorde onder die son. Onder die son. Nie onder God nie. Maar net in hierdie skepping. Dis die groot probleem. Waar kom al die sinloosheid van die bestaan vandaan? Dit het begin met die sondeval. Toe Adam en Eva hulle rug op God gedraai het. Toe die Here vir hulle gesê, van nou af gaan julle bestaan 'n worsteling wees. Die sweet van jou aangesig sal jou brood verdien. Met smart sal jy kinders baar. Dorings en distels sal vir jou 'n probleem wees. Ja, sedert die sondeval
wat die lewe sy sin en betekenis verloor het. Dit maak nie saak waarmee die mens probeer om sy lewe weer sin te gee nie. Dit wil nie werk nie. Verhouding met God het seer gekry. Dis wat skeef geloop. En dis waar daar begin om 'n draai te kom. Ook vir Salomo, waarmee hy dan ook verder gaan. Vers 24 van hoofstuk 2. Daar is niks beter vir die mens as hy eet en drink en sy keel laat geniet wat goed is vir sy inspanning nie. Ook dit het ek ingesien, dis uit die hand van God. Want wie kan eet en wie kan geniet sonder my? Ja, die mens wat hy aanvaarbaar vind, gee hy wysheid, kennis en vreugde, maar vir die een wat verkeerd optree, gee hy die taak om te versamel en bymekaar te maak, net om dit te oorhandig aan een wat aanvaarbaar is vir God. Dis dan wat dit sinloos is en 'n gejaag na wind. Hoofstuk 3 vers 12. Ek het besef dat daar tussen hulle niks beter is nie as om vreugde te ervaar en die goeie te geniet in die lewe. Ja, elke mens dat hy eet en drink en die goeie geniet by al die inspanning, dit is 'n gawe van God. Ek het besef dat alles wat God doen vir altyd sal bestaan. Daaraan kan niks toegevoeg word nie en daaraan kan niks weggeneem word nie. God het dit gedoen sodat hulle ontzag vir hom sal hê. Vers 22. Ek het gesien dat daar niks beter is nie as dat die mens vreugde vind in sy werk, want dit is sy beloning. Ja, wie kan hom daartoe bring om te sien wat na hom sal gebeur? Dan die laaste hoofstuk, Prediker 12, vers 1. Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voordat die dae van teenspoed kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê, vir my is daar geen vreugde in. Vers 13. Die slotsom is, nadat alles gehoor is, betoon ontzag vir God en kom sy gebooie na. Dit geld immers die hele mensdom. Want oor elke daad sal God self oordeel, oor alles wat verborge is, of dit goed is of kwaad. Die slotsom betoon ontzag aan God. Dis daar waar die sinloosheid deurbreek word. Wanneer ons terugkom by God, dis wanneer hy in sy verlossing ons weer na hom toe terugbring, wat my bestaan weer betekenis kry. Dis dan wanneer ek kan werk en leef en geniet ten volle in gemeenskap met God. Die wêreld dink dat die sinvolheid van die lewe kom daarin juis wanneer ek God uitstoot. As ek 'n vakansie regtig wil geniet, dan moet ek nie my Bybel byderhand hê nie en ek moet nie 'n gewete saam met my hê nie, want om dit nou regtig te geniet is om totaal oorboord te gaan, so dink baie. Ons sal daar by Salomo wat gesê het, ek het alles probeer, ek het die plesiere probeer, ek het probeer om alles verskriklik te geniet, ek het my aan wyn en drank oorgegee, ek het my aan seks en allerhande dinge oorgegee, ek het die plesier van die lewe gesoek, en na dit alles is die slotsom, wat het ek nou eintlik bereik? Dit was 'n gejaag na wind. Dit het nêrens op uitgeloop het. Hier kan Salomo met
eintlike wysheid aan die einde van sy lewe sê: my seun, luister na my. Die slotsom is betoon ontzag vir God. Die verstommende gebeur wanneer jy in die geloof lewe, dat die lewe betekenis kry. Dat dit nie meer saak maak dat jare kom en gaan nie, want ek is op pad iewers heen. Dis nie maar net 'n siklus van om en om. 'n Nuwe jaar met nuwe voornemens en nuwe moed en aan die einde van die jaar weer terugkyk en dit het ook nie gewerk nie. So kom ons vat hierdie jaar met nuwe krag en met wow, groot ontploffings en lig. En hierdie jaar gaan dit wees. Net weer aan die einde van die jaar te kom en te sê, miskien moet ons maar weer probeer. Wat 'n genade wanneer jou lewe herstel is in die verlossing in Christus. Wanneer jou lewe weer sin en betekenis kry in jou verhouding met God. Wanneer jou lewe weer 'n roeping word. Wat ek elke dag met die wysheid van die Here doen wat my hand vind om te doen. En aan die einde van die jaar te kan terugkyk en te weet wat ook al was of nie was. Die Here was elke dag daar. En dit wat hy wou hê ek moet doen, het ek gedoen. Dit was 'n goeie jaar. Deur die genade van die Here. Salomo wat hier baie praat oor wysheid, maar dan later dan ook by daardie slotsom kom. Dit staan vir ons in Spreuke. Waar begin wysheid? In die dien van die Here. Dis waar ware wysheid begin. Nie die slimheid en die insig van mensekennis waarmee hy begin het en wat hy gesê het, ek het alles versamel, maar dit was sinloos. Hoekom? Hy het daai tempel vir die Here langs sy paleis gebou. Maar dit was nie die sentrum van sy lewe nie. Ons lees dit. Hy het ook vir sy vroue ook ander tempels gebou. Dit was deel van sy ondernemings. Aanvanklik was die tempel 'n belangrike iets wat van hom oorgedra is deur sy pa, maar sy prestasie. Salomo moes groei. En ook in sy lewe besef, die ware wysheid is by die Here. Die ware sinvolheid van die lewe is wanneer ek nie meer onder die son lewe nie, maar onder God. Wanneer hy die lig is wat my lewe verlig. Want hy verdryf die ware duisternis van die lewe. Hy bring ware lig. Mag hierdie jaar nie ook 'n jaar wees met sin en betekenis. Nie by dit wat jy gaan bereik. Nie met dit wat jy beplan nie. Maar in jou verhouding met die Here wat sin, betekenis aan elke dag se bestaan gee. Mag sy wysheid jou lei in elke dag se besluitneming, sy krag jou dra in die uitvoering van jou roeping wat jy op hierdie aarde het. Mag jy daarin die innerlike rus en vrede begin ervaar. Wat die vredevors vir ons gee. Daardie kalmte ook in my gemoed, dat die lewe is goed.
En ek is doelgerig op pad. Ek is nie vasgevang in 'n siklus wat om en om draai en nêrens heen gaan nie. Nee, my oog is op die eindpunt. Gefokus op Christus by die wenpaal, soos Hebreërs 12 dit vir ons stel. Ek is op pad, doelgerig, met energie, met vreugde, want ek kan bly wees in die Here elke dag, want hy is die waarheid. Hy is die lig. In hom alleen lê die ware betekenis van my hele lewe. Amen. Here, ons almagtige God, ons dankie dat ons kan stil wees hier voor U in die begin van hierdie jaar. Ons kan stil wees hier te midde van 'n wêreld wat jaag, 'n wêreld wat soek, 'n wêreld wat worstel met die sinloosheid van die bestaan onder die son. Ons dank U, Here, dat U ons verlos het. Dat U verlossing ons nie net ons skuld vergewe het nie, maar ons weer sin en betekenis in die lewe gegee het. Dat U met ons as U kinders op pad is in hierdie wêreld. Ons bid, Here, lei ons om nie in dieselfde sirkelgang van hierdie wêreld vasgevang te word. Dat ons U vergeet. Probeer om sin en betekenis uit die mensheid en uit dit wat in hierdie wêreld is te probeer put. Lei ons, Here, om alleen maar in navolging van U te bly. Maak ons lewe vol, Here, en ons dankie dat U dit reeds gedoen het in die verlossing in Christus. Die nuwe lewe wat U in ons uitgestort het. Dat ons wat glo kan weet dat ons die ewige lewe het en daarom op pad is. Rig ons oë op, Here, dat ons nie vaskyk in hierdie wêreld nie, maar sal verder kyk, sal deurkyk, sal insien hoe dat dit U is wat sin gee aan die lewe, dat ons juis in verhouding met U waarlik kan geniet die goeie van die lewe wat U vir ons gee. Ons dank U, Here, vir soveel genadegawes en seën. Ons dank U vir uitkoms met reën wat U in hierdie droë wêreld omgewing van ons gegee het die afgelope paar ure. En ons bid, Vader, vir U versorgende hand van genade ook vir die pad vorentoe. Ons bid vir lig en waarheid en wysheid vir alles waarmee ons moet besig hou. Ons bid vir die hand van genade oor ons gesondheid, sodat ons voluit kan lewe. Ons bid vir die wat hartseer is, vir die vertroosting. Ons bid vir 'n wêreld wat vrede soek, 'n worstelende wêreld, 'n wêreld wat hulle heil by die prinse van hierdie wêreld soek. Here, wil U in hierdie wêreld U lig en waarheid laat deurbreek. U vrede laat die hart verander. Wat diep vrede gee. Wil U die wêreld lei om nie na mense op te sien en van mense hulle troos te vind,
Ons die wêreld op U sal vertrou. U sal navolg. U sal verheerlik. Ons bid Vader dat in hierdie jaar wat kom U naam geheilig mag word. Dat U koninkryk in hierdie wêreld mag kom. Dat U wil mag geskied. Mense dit sal soek en sal doen. Ons bid, Vader, vir U volgehoue versorging in ons lewens elke dag. Vir die genadige vergewing van ons skuld. En die kragtige leiding van die Heilige Gees elke dag in ons lewe van heiligmaking. Dankie dat ons ook elkeen ons eie hart voor U kan oopmaak. En weet U hoor ons. Ons dankie dat ons weet U verhoor ons. Deur ons Here Jesus Christus, ons middelaar. Amen. Ons gee geleentheid vir insameling van ons dankofferings. Psalm 8 verruiming 17 Christus uit die bergrede. Amper vergeet om dit. Terwyl ons 'n kollekte opneem, sing ons dit asseblief. Vers 1 en vers 4, vers 4, U maak ons deel van al U grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat U koninkryk mag kom. Die uitsig wat ons het op die heerlikheid, dit wat sin gee aan ons lewe om vorentoe te gaan. En daarom dan, wat ons dan Habakuk ook kan sing, so verruiming 14:2, al sou dan ook alles skeefloop hierdie jaar,
Nog sal ek kan juig en bly wees in my God. Hy is my hulp. Hy gee my krag. Hy laat my loop waar rats die ribbok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. Ja, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen.